Hallo julle, vandag kyk ons na vraag 3.2 uit die Gauteng vraestel van Junie 2016. Die vraag sê, vereenvoudig die volgende uitdrukkings sonder die gebruik van die sakrekenaar. Nou jy sal sien, ek het reeds ons formules hier neergeskryf, ons identiteite, ons kooreel en ook ons reduksie, en dit is wanneer ons reduseer na 180 of 0 of 360 grade. Solank ek 360 of vat ek verkeerde een. Solank ons 180 of 360 het, hoef ek oor niks bekommerd te wees nie. Die verhouding gaan nie verander nie. So dit gaan bly sin van feta, tan van feta, kos van feta. Maar wanneer ek 'n 90 grade het, moet ek onthou dat ek moet gaan vir die kooreel. So ek gaan my 90 grade highlight om my te herinner, dit gaan een van hierdie wees. Ek het 4 verskillende formules vir die kooreel. Nou kom ons begin met die eerste een. Nou die probleem, ek gaan dit hier een kant doen, sin van feta minus 180 grade is nie, feta minus 180 is nie een van die standaard maniere om dit om gewone reduksie te doen nie. Wat ek nodig het is plus 180 minus feta. Nou die veilige manier om dit reg te kry is om 360 grade by te tel. Want as jy 360 grade bytel, verander jy nie die waarde van sin of kos of tan nie, want jy is op presies dieselfde plek. Kom ek wys net, daar sê nou maar my hoek feta. As ek nou gaan, en ek gaan nog 360 grade om, dan is ek weer op dieselfde plek. So dis veilig om dit te doen. En dan is 360 minus 180 eintlik maar net 180. So nou kry ek feta plus 180. En dis nou nie meer 'n probleem nie, want hier het ek optel. So of ek het 180 plus feta of feta plus 180, dit is maar presies dieselfde ding. Dan tan van 90 minus feta. Tan van 360 minus feta. 360 minus feta is hier, tan in die 4de kwadrant is negatief, so dis minus tan feta. En nou moet ek onthou, ek moet die kooreel gebruik, sien my 90 grade. So sin gaan kos word. En 90 minus feta is hier in die eerste kwadrant, kos is positief. Almal is positief, sin ook. Nou vir kos kwadraat. Kos kwadraat van feta plus 180. Nou, ek wil net kyk wat beteken kos kwadraat van feta plus 180 nou weer. Dit beteken eintlik mos kos van feta plus 180 vermenigvuldig met dit self. En as ek kos van feta plus 180 wil reduseer, dan is ek in die 3de kwadrant, dan is die positiewe een, so ek kry hier minus kos van feta, wat dan kwadreer moet word. So kom ons skryf dit net hier in ons uitdrukking. Kos van feta, of minus kos van feta, wat ek moet kwadreer. Goed. Sin van feta plus 180 grade, feta plus 180 grade, is daar op my kartesiese vlak. Dit gaan sin van feta wees, maar omdat die 3de kwadrant is dit negatief.
Daar het ek dan min tan van feta. Hier het ek kos van feta. En onder die lyn het ek 'n min maal 'n min wat 'n plus is, en ek het kos kwadraat van feta. Goed, ek kan daardie tan feta gaan skryf as 'n sin feta gedeel deur 'n kos feta. Daar is my identiteit. Tan feta is gelyk aan sin feta gedeel deur kos feta. Verder weet ek dat 'n min maal 'n min 'n plus is, so ek kry sin feta, wat nou hier die eerste een is. Dan vir tan feta het ek sin feta gedeel deur kos feta, en dan het ek 'n kos feta. Nou as jy regtig wil, kan jy maar daardie op 1 sit, as dit jou enigstens gaan help. En dan deel ek deur kos kwadraat feta. Ek kan nou sien dat hierdie kos feta en daardie kos feta gaan uitkanselleer, so dit gee vir my sin feta maal sin feta, wat sin kwadraat feta is, en kos kwadraat feta, en dan is dit nou maar weer dieselfde identiteit hier, dat sin feta op kos feta gelyk is aan tan feta, en albei is kwadreer, so my finale antwoord is tan kwadraat feta. Goed, kom ons kyk na vraag 3.2.2. Weereens, ek moet vereenvoudig sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. As ek na hierdie hoeke kyk, sal ek sien dis groot hoeke. Die enigste een wat hier gaan inpas tussen 0 en 360 grade is daar is 210 en daar is 120. So ons moet 'n plan maak met die ander. So 210 pas klaar hier. Dit gaan wees 180 plus 30. So ek gaan dit skryf as sin van 180 plus 30. Dan moet ek dit doen met kos van 400. Nou 400 beteken ek gaan 'n hele omwenteling om en dan nog 'n bietjie op. So daai hele omwenteling wat ek opgegaan het, kan ek aftrek. Daai eerste omwenteling voordat ek nog 'n bietjie opgaan. Dan sin van minus 50, ek kan daar maar net 360 grade gaan bytel. So dan word dit 360 minus 50. En kos van 120 gaan wees in die tweede kwadrant, waar kos negatief is, en dit gaan wees 180 minus ietsie, en daardie 180 minus ietsie is 180 minus 60. Goed, sin van 180 plus 30, gee net vir my sin van 30, maar 180 plus 30 is hier in die derde kwadrant, waar sin negatief is. Dan wil ek dit maal met, wat is 400 minus 360? Dit is net 40, wat alreeds 'n skerp hoek is, so ek gaan nie enige reduksie nou doen nie. Sin van 360 minus 50, jy kan sien, hier het ek 360 minus iets, so dit gaan net word sin van 50. Maar, omdat sin negatief is in daardie kwadrant, is dit minus sin van 50. En kos van 180 minus 60 gaan word kos van 60, maar weer eens in die tweede kwadrant is kos negatief. Goed, ons kan dus sin van 30 en kos van 60 doen deur hierdie driehoekie te gebruik. Maak hom so bietjie groter en kom ek skuif hom hier in.
Maar ek sien dat 40 grade en 50 grade nie optel na 180. Nie spesiale hoeke is nie, maar hulle tel wel op na 90 toe. Soos 40 grade plus 50 grade gee vir my 90 grade. So hier gaan ek ernstig die kooreel gebruik en ek hoef hom net op een plek te gebruik. Maar kom ons begin voor. Ek gaan na al die tekens kyk. Jy sien, hier het jy 'n min gedeel deur 'n min wat 'n plus maak en dan deel ek met nog 'n min, so my finale antwoord gaan negatief wees. Nou het ek klaar met die 3 negatiewes gehandel. Goed, nou sin van 30 grade beteken ek is hier. Sin is teenoorstaande op skuins. So dit is 'n half. Ek het daar die minus 'n bietjie te onder geskryf. Daar is hy weer, is minus. Kom ons doen die kooreel op die 40 grade. So ek kan 40 grade gaan skryf as 90 minus 50. So dit is cos van 90 minus 50. En dan moet ek deel deur sin van 50. Onthou ek het al my minus klaar gedoen, so ek gaan nou nie meer al die negatiewe skryf nie. En dan cos van 60 grade, cosas, is aangrensend wat 1 is, op 2. Goed, hoe nou verder? Nou ja, ek gaan hom so bietjie opskuif dat ek nog plek het. Ek weet my antwoord is 'n negatief, daar is hy. Ek het bo die lyn 'n half en ek het onder die lyn 'n half. Cos van 90 minus 50, cos van 90 minus 'n hoek is sin van daardie hoek. So cos van 90 minus 50 is sin van 50. En ek deel ook deur sin van 50. En dit beteken my antwoord is minus 1.